Goeiemôre geliefdes, van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan is dit vir ons weer 'n enorme groot voorreg om tyd saam met julle in God se woord te kan spandeer. Nou, ek wil vandag met julle praat oor iets baie prakties, maar ook oor iets wat vir my eintlik baie heilig is. En dit gaan alles oor hoe praat ons met die Here? Hoe praat ek en jy met God? Want as ons eerlik is, ons leef in 'n tyd waar baie mense praat oor hoe ek en jy net onsself moet wees. Wees net jouself, nee, want as jy jouself is, dan is jy reëel. En as jy reëel is, dan sê jy net wat jy voel. Daar hoef nie 'n filter te wees nie. Jy hoef nie voor te gee nie. Want God ken mos jou hart. En kyk, daar is waarheid daarin. God ken verseker jou hart. Hy verstaan jou pyn. God is nie bang vir ons vrae wat ons vir hom bring nie. God hardloop nie weg wanneer ons deur 'n moeilike tyd of 'n moeilike seisoen gaan nie. Maar hier is waar ons baie versigtig moet wees. Eintlik waaksaam moet wees, want ons kan nie God se genade gebruik as 'n tipe verskoning vir oneerbiedigheid nie. Met ander woorde, ons kan nie met God praat en dink sy genade dek net enige manier ons na hom te kom nie. Met ander woorde, ek sê God ken my hart en dan gebruik ek dit as 'n rede hoekom ons net kan sê wat ons wil en ons is nie gepla wat uit ons monde uitkom nie. Ons kan nie sê God verstaan my pyn en dan praat ons met God asof hy nie heilig is nie. So vandag se boodskap is nie dat ek en jy nie moet eerlik wees met God nie. Nee. Vandag se boodskap gaan oor dat ek en jy moet eerlik kan wees, maar ons moet ook kan heilig wees. Met ander woorde, ek en jy, ons moet ons hart kan bring vir God, maar ons moet ook ons eerbied bring vir die Here. Ons moet kan kom met vrymoedigheid, maar in daai vrymoedigheid, in daardie durf wat ons het om te kom na God toe, daai ywer, mag ons nie roekeloos kom nie. Want hier is vandag se groot gedagte en dis my die kern van vandag se boodskap. God nooi ons om eerlik nader te kom, maar hy leer ons om heilig te praat. So, ek weet sommer uitdag daar waar jy sit en as jy die eerste keer by ons is, soms doen ek hierdie ding waar ek vra dat julle moet iets saam met my sê. So sê gou hierdie saam met my. Eerlik, maar heilig. Eerlik, maar heilig. Kom ons begin by die wonderlike teks gedeelte in Hebreërs. Ons lees Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Daar sal ons sy ontferming ontvang en ons sal genade vind om ons te help wanneer ons dit die nodigste het. Wat 'n wonderlike uitnodiging, né? Die skrywer van Hebreërs sê nie bly weg tot jy alles reg het nie. Hy sê nie moenie na God toe kom voordat jou emosies perfek onder beheer is nie. Nee, dis glad nie wat hy sê nie. Hy sê kom na die troon van God en nie net kom nie, hy sê kom met vrymoedigheid. Geliefde, dis soos ons moet kom na die Here toe met vrymoedigheid. Daardie woord vrymoedigheid is 'n belangrike woord. Ek het vir ons gaan navorsing doen en in die Grieks is die woord parisia. Dis wat daai woord beteken, parisia. Dit dra die idee van vrymoedigheid, dat ons moet kom met openheid, met moed, met vertroue, dat ons moet kom met die vryheid om nader te kom tot God, ons moet kan nader en ons moet kan praat met God. Maar hoor gou mooi, parisia beteken wel nie dat ons kan kom roekeloos en arrogant nie. Dit beteken glad nie daai dinge nie. Dit beteken nie ek en jy kan kom voor God asof hy my enigsins iets skuld of alles skuld nie. Dit beteken nie ek praat met God asof hy sommer net tog iemand is wat ek met my emosies kan rondstoot nie. Dis glad nie wat daai woord en daai skrif vir ons beteken of na toe uitnooi nie. Dit beteken ek en jy kom na Jesus toe met vertroue, maar ons kom na God toe eintlik as gevolg van Jesus, want hy is die een wat ons die pad oopgemaak het. Hier is die konteks van daai gedeelte. Die konteks is Jesus is ons groot hoëpriester. Met ander woorde, ons kom nie met vrymoedigheid omdat God klein is nie, ons kom met vrymoedigheid omdat Jesus groot is. Ons kom nie omdat ons gebede perfek is of reg is nie, ons kom omdat Jesus die middelaar is tussen ons en ons hemelse Vader. Dit is hoekom die skrywer sê, ons kan kom met vrymoedigheid. Dis parisia, né? Daarom, geliefde, daarom moet ons die balans van hierdie kom en praat reg verstaan. Ja, ons mag kom, ja, ons mag eerlik kom, ons mag kom met ons pyn, ons mag kom met ons vrae, verseker met ons trane, met ons skuld, ons sondes, onsekerheid, die nood wat ons het, ons mag met al daai dinge kom. Maar vrymoedigheid is nie dieselfde as roekeloosheid nie, né? Sê daai saam met my, sê dit. Vrymoedigheid is nie roekeloosheid nie.
Dink net, ek dink dis waar baie mense vandag verward raak. Hulle raak die mekaar, want selfs in ons Christelike kultuur hoor ons soms mense hierdie dinge sê, dat hoorie, God kan dit vat. God raak nie maklik offended nie. God ken jou hart. Hy vat nie aanstoot nie. Jy kan kom net as jy wil. Jy kan sê net wat jy wil. Jy kan selfs praat soos jy wil, nê. Ek het al, en dis miskien hoekom ek vandag hierdie boodskap vir ons saamgebring het, want ek sien dit veral aanlyn. Ek het al 'n paar keer Christelike noem hulle influencers gehoor sê dat as jy kan selfs vloek wanneer jy met die Here praat. Dan hoor ek hoe hulle vloek. Hulle vloek as you can use this word en jy kan hierdie woorde sê, want die Here kan dit vat. Nou, ek verstaan. Hulle probeer sê God is naby, God is genadig, God is nie bang vir jou pyn en jou verlies, jou swaarkry of jou vrae nie. Maar as ek en jy nie versigtig is nie, verander ons baie vinnig Bybelse vrymoedigheid in geestelike roekeloosheid. Dan raak gebed nie meer hierdie heilige ontmoeting met God nie. Dit raak dan 'n plek waar ek en jy net kom en ons emosies kom uitstort teenoor God sonder dat ons hart eintlik gevorm word. Ons kom eintlik maak net ons vullis leeg by die Here. En dis nie dit nie. Geliefdes, genade gee my en jou toegang tot God, maar eerbied leer ons hoe om voor God te staan. So Hebreërs sê vir ons, kom met vrymoedigheid, maar nou moet ons moet eerlik vir mekaar vra, hoe klink vrymoedigheid wanneer dit deur eerbied gevorm het? Klink dit anderste? Lyk dit anderste? Hoe lyk hierdie eerlikheid, maar wanneer dit heilig is? Daarvoor kyk ons na wat sê Dawid vir ons in Psalm 141. Hy skryf die volgende: Here, ek roep tot U, maak tog gou. Luister na my wanneer ek na U roep. Aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand. Sit 'n wag voor my mond, Here. Hou wag oor wat ek sê. Bewaar my van verkeerde begeertes wat lei na bose dade, saam met mense wat sonde doen en so saam eet aan hulle lekkernye. Geliefde, kyk hoe begin Dawid hierdie Psalm. Hy sê, Here, ek roep tot U, maak tog gou. Kan julle hoor? Dis dringend. Dis belaai met emosie, daar's onsekerheid, daar's angstigheid, dis so eerlik. Dis iemand wat vir God nodig het en het hom nou nodig, nê? Dawid kom nie koud en onvrymoedig nie, hy kom parisia, hy kom met vrymoedigheid na die Here toe en hy roep, hy sê, jy moet dit hoor, daar's hierdie desperaatheid in sy gebed. En dis belangrik. Want ek wil hê jy moet hoor, God nooi jou nie na 'n vals gebedslewe toe nie. God vra nie dat jy moet voorgee nie. Met ander woorde, as jy seer het, sê die Bybel vir ons, die Bybel leer ons en ons gebedslewe moet vir ons die vrymoedigheid gee om te sê, as ons seer het, moet ons kom. As ons bang is, moet ons kom. As ons onseker is, moet ons nog steeds kom. As ons druk ervaar, waartoe moet ons gaan? Ons moet gaan na die Here toe. As jou hart swaar is, as hy vol angstigheid is, dan moet jy kom na die Here toe. Maar kyk gou wat sê in vers 2, Dawid skryf, aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand. Dawid sien sy gebed as iets wat voor God opstyg, soos wierook, nê? En in die Ou Testament was wierook deel van aanbidding. Dit het met die heiligheid van God, die tabernakel, die tempel, offers en dit het alles te doen gehad met aanbidding, nê? Dis die prentjie van wierook wat opgaan. Met ander woorde, Dawid sê nie, Here, hier is net my emosionele ontlading nie. Ek kom maak my volle sakkie by jou leeg nie. Hy sê, Here, mag my gebed voor U wees soos aanbidding. Dis 'n diep gedagte. My gebed is nie net en jou gebed is nie net 'n uitdrukking nie, dit is ook aanbidding. Ja, gebed is waar ek met God praat, maar gebed is ook waar God my woorde in gebed styg op na God toe. Dis 'n vorm van aanbidding. Met ander woorde, my en jou woorde voor God maak saak. Dan kom Dawid hier by vers 3 en dan sê hy, sit 'n wag voor my mond, Here, hou wag oor wat ek sê. Dawid sê nie, Here, U ken my hart, so my woorde maak nie saakie. Ek kan praat soos ek wil. Nee, sien wat Dawid sê nie. Dawid sê inteendeel, Here, juis omdat U my hart ken, moet U my mond bewaak. U moet my mond vorm. Hou hierdie kakebeen vas en maak seker dat daar nie aanstoot uitkom na U toe nie. Geliefde, dit is vir my so 'n kragtige prentjie. Want Dawid was nie 'n man sonder emosie nie. Nee, lees die Psalms. Dawid het gehuil voor God. Dawid het gekom met vrae. Dawid het gekla. Dawid het uitgeroep na God toe. Hy het sy vrese gebring na die Here toe. Hy het self sy vyande gebring na God toe in gebed. Dawid bring sy skuld, sy aanstoot teenoor die Here, die ding wat hy verkeerd gedoen het, hy bring sy verlange. Dawid bring al daai goeters.
maar hy verstaan ook dat sy emosies moet nie sy mond regeer nie. Daarom bid hy, Here, sit 'n wag voor my mond. Dit is wat geestelike volwassenheid is, geliefde. Nie om minder eerlik te word nie, maar om meer gevorm te word. Nie minder eerlik nie, maar om toe te laat dat God ons kan vorm. So, nie om jou pyn weg te steek nie, maar om jou pyn te bring na God toe. Nee, op 'n manier wat steeds eerbiedig is. Hier is wat ons regtig moet begryp, en ek hoop dit maak vir jou sin. Jy kan met God praat oor enigiets, maar jy praat nie sommer enige manier met God nie. Kan ek daai net weer sit? Ek gaan sommer lees dit saam met my op die skerm. Jy kan met God praat oor enigiets, maar jy praat nie sommer enige manier met God nie. God verstaan jou pyn, maar hy is veronderstel om steeds jou mond te vorm. Ek hoop dit maak vir jou sin, want as God net my omstandighede verander, maar my hart bly arrogant, nee, dan het ek nie geestelik gegroei nie. Dan kom ek eintlik met 'n baie geestelike onvolwasse gesindheid na die Here toe. As God net my pyn hoor, maar my mond word nooit geheilig nie, dan mis ek 'n groot deel van wat disippelskap is. Kyk wat sê Dawid in vers 4. Hy sê, bewaar my van verkeerde begeertes wat lei na bose dade. Dawid beweeg van sy mond na sy hart, na sy begeertes. Want woorde, dit kom nie net uit nêrens uit nie, dit kom van 'n plek af. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit ons hart uit. Die mond is dikwels net die luidspreker van dit wat in die hart aangaan. Dit is amper soos 'n litmustoets of 'n barometer, wat hier binne aangaan. So Dawid sê, Here, bewaak my wond, maar bewaak ook die begeertes wat my mond voed. Ek hoop dit maak vir jou sin. Staan alles daar in die skrif. En dit vat ons natuurlik na die volgende kritiese belangrike vraag. As my woorde uit my hart kom, wat is besig om in my hart te gebeur? Wat gaan hier binne aan? Wat is hier binne aan die gang? Wat maak dit ek voel soos ek voel en praat soos ek praat? Nou, ons leer hierdie gedagte in Psalm 139 baie duidelik. Psalm 139, seker een van die meer bekende psalms in die Bybel, veral die eerste 18 verse. Ek seker meeste van julle sal dit ken as jy dit gaan lees, maar min van ons ken die res van daai psalm. Nou die psalm begin met Dawid wat 100%, ek sê hy is in hierdie postuur van aanbidding, nee, hy praat met die Here oor sy grootheid, oor sy heerskappy, oor wie hy is. Jy kan sommer Dawid se absolute verwondering in daai psalm raak sien. Jy kan dit sien, gaan lees hy psalm 139 vanaf vers 1 tot 18. Dan maak hy hierdie stelling aan die einde van die psalm. Hy sê hierdie woorde, hy sê God ken my hart. Nou, daar is 'n sin wat ek seker ons baie al gehoor het en seker al gebruik het, nê? Daai woorde, God ken my hart. En dis waar. God ken verseker jou hart. Maar hoe gebruik jy daardie waarheid? Hoe gebruik jy daai sin, daai stelling, daai verklaring? Gebruik jy dit as 'n verskoning om slegte gedrag en slegte vrug weg te steek, of gebruik jy dit as 'n uitnodiging? Kyk hierso, want Dawid gebruik dit nie as 'n verskoning nie. Hy sê nie God ken my hart, so los my net uit nie. Hy sê nie God ken my hart, so Here, wat hy sê is, God, U ken my hart, so kom deur, soek dit. Kyk gou wat sê Psalm 139 vers 23, 24. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Nou, geliefde, ek weet nie of hierdie gedeelte ken nie, maar ek hou baie van hierdie gedeelte, veral hierdie vertaling, die woorde wat sê, ken my onrustige gemoed. Dawid nooi God nie net in sy gedrag in nie. Hy nooi God in sy innerlike wêreld in. Daar waar dinge regtig saak maak, daar waar dinge moeilik is. Hy nooi God in sy gedagtes in sy spanning, in sy onrus. Hy nooi hom in sy gemoed in, daar waar sy motiewe, sy gedagtes vorm, daar waar sy neigings uiting kry. Nee, dit is waar hy God innooi. Dan die Engelse vertaling NIV, ek het hom sommer ook opgesit want hy is my net so kosbaar. Dit sê, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Anxious thoughts, onrustige gemoed. Het jy soms onrustige gevoelens, anxious thoughts? Ek is seker jy doen, ek weet ek het. Nou dis belangrik, want baie keer is nie net sonde wat ons woorde beïnvloed nie. Soms is die dinge wat ons beïnvloed, is die angs wat ons beleef. Angs wat praat, onrustigheid, onrus wat praat, vrees wat praat, ongeduld wat praat, beheer wat praat. Ons kom na God toe, ons kom na mense toe, en is al hierdie binnendinge wat praat. En wanneer ek angstig is, raak my woorde baie keer skerper.
Wanneer ek onrustig is, raak my reaksie gewoonlik vinniger. Wanneer ek bang is, begin ek baie maklik beskuldig. Ek weet nie van jou nie, maar as jy angstig is en jy's bang, jy's onseker, dan is dit maklik om soos die Engelsman sê, te blame shift, nee. Wanneer ek voel ek's nie noodwendig in beheer nie, dan begin ek met God praat asof hy nie goed is nie. Asof ek nie my sin kry nie, dan wil ek hom blameer vir dinge. En dan maak ons maklik hierdie verskonings, veral as ons gedrag nie belyn met die vrug van die Gees nie. Ons maak hierdie verskoning, ons sê, maar God ken my hart. Hy ken my hart. Hy weet wat die binne aangaan. Nee, geliefde, daai is selfsug. Daai is lelik, daai is nie mooi nie. En ek bedoel, dis wat ons doen. Maar Dawid doen iets anders. Hy wys vir ons hoe om daardie waarheid van God ken ons hart reg te gebruik. Moenie God ken my hart gebruik as 'n verskoning nie. Gebruik dit as 'n uitnodiging. Sê dalk, Here, U ken my hart. Deursoek dit. Here, U sien my angs. Toets my angs. Toets my onsekerheid. Here, U sien dat ek onrustig is. Wys my wat is verkeerd. Wat is uit pas uit? Wat is nie reg nie? Here, kyk of daar enige sondige neiging in my is wat ons moet kan bid. Dan sê ons, Here, lei my op die ewige pad, die pad van geregtigheid. Want geliefde, gebed is nie net waar ek my hart uitpraat nie. Gebed is waar God my hart deursoek. En dalk is dit wat party van ons vandag regtig nodig het. Nie net om te sê, Here, luister na wat ek sê nie, maar Here, wys my hoekom ek dit so sê. Here, wys my wat lê agter die toon van my stem. Wat is daai, hoekom klink ek soos ek klink? Hoekom gebruik ek die woorde wat ek gebruik? Here, wys my wat lê agter my frustrasies. Wat's eintlik aan die gang? Here, hoekom is ek so hard? Hoekom is ek so ongeduldig? Wat is aan die gang? Here, wys my met my woorde, wat aangaan my woorde, of ek angstig is. Wat is aan die gang hier binne? Jy sien, geliefde, God wil nie net hoor wat ek sê nie, hy wil genees wat agter my woorde lê. Dis God se hart. Maar nou moet ons eintlik net baie versigtig wees, want as ek die boodskap hier stop, kan iemand baie maklik dink dat, goed, so ek mag nie seer wees nie. Ek mag nie vra nie. Ek mag nie eerlik wees wanneer ek deur pyn gaan of deur verlies of uiterste teleurstelling nie. Nee, dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Dieselfde Dawid wat ons nou 'n paar keer na gekyk het vandag, Psalm 141, Psalm 139, nee, hy skryf vir ons ook in Psalm 13, dan sê hy die volgende, hy sê, hoe lank nog, Here? Dis wat hy sê, hoe lank nog, Here? So, kom ons praat oor wat gebeur, wanneer die pyn begin praat. Wat doen ons as pyn, as omstandighede so moeilik is? Lees gou saam met my Psalm 13. Hoe lank nog, Here, sal U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog sal U vir my al wegkyk? Hoe lank nog moet ek nog worstel met my gedagtes en dag na dag met hartseer leef? Daai is eerlik. Daai is baie eerlik. Dawid sê nie vir die Here, ek is okay nie, of ek is fine nie. Nee, want wanneer hy nie fine is nie, dan is hy nie. Hy kom nie na God toe asof hy alles onder beheer het en alles reg is nie. Hy probeer nie geestelik net klink om die mense om hom gemaklik te maak nie. Hy sê, hoe lank nog, Here? Miskien ken jy daardie gebed, nee. Hoe lank moet ek nog met hierdie spanning leef? Hoe lank nog moet ek met hierdie seer sit? Hoe lank nog met hierdie siekte, Here? Wanneer kom my genesing? Here, wanneer word my hart herstel van hierdie verlies en hierdie hartseer waarmee ek sit? Hoe lank nog, Here, moet ek met hierdie gebed wat nie beantwoord word nie? Hoe lank moet ek nog in hierdie situasie sit en hoe lank moet ek nog worstel met dit? Hoe lank nog met hierdie gevoel dat daar deurbraak net nie vir my gaan kom nie? Nou geliefde, die Bybel maak vir ons ruimte vir daardie tipe gebede. God is nie broos nie. God val nie uitmekaar wanneer ek en jy na hom toe kom met ons pyn, met ons vrae, met ons trane nie. Dieselfde Psalm. Kyk gou wat sê Dawid hierso. Hy gaan aan en hy sê vers 5 en 6. Maar ek vertrou op U troue liefde. Ek sal juig omdat U my verlos het. Ek sal tot eer van die Here sing omdat hy goed was vir my. Dawid begin met pyn, maar hy eindig met vertrou. Hy begin met vrae, maar hy eindig nie met minagting nie. Hy begin dalk met, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Maar hy eindig met, ek vertrou op U troue liefde. Dit is die verskil tussen pyn wat na God toe hardloop en pyn wat teen God draai. Pyn wat na God toe hardloop sê, Here, ek verstaan nie, maar ek kom na U toe. Pyn wat teen God draai sê, omdat ek nie verstaan nie,
gaan ek u karakter verdink, ek gaan u motiewe in twyfel trek, ek gaan u beskuldig van 'n klomp dinge. Pyn wat na God toe hardloop, sê Here, ek is seer, maar ek vertrou steeds u hart. Pyn wat teen God draai, sê, omdat ek seer is, omdat ek pyn het ek nou die reg om te praat soos ek wil, om oneerbiedig te praat met die Here. Dawid wys vir my en vir jou 'n baie beter, 'n gesonder pad. Hy kan huil sonder om sy eerbied te verloor. Hy kan vra sonder om God te beskuldig. Ek en jy, ons moet leer om te sê, Here, hoe lank nog, Here, en steeds sê, maar, ten spyte van dat ek nie die uitkoms sien nie, vertrou ek op u troue liefde. Dit is geestelike volwassenheid. Dit is nie dat jy nooit seer het nie, dat jy nooit vra het nie, dat jy altyd moet sterk voel nie. Nee, is niks van daai dinge nie, maar dit is dat jou pyn jou nader aan God trek en nie verder van God af nie. So, bring jou pyn na God toe. Bring al die dinge na die Here toe. Moenie dat jou pyn jou teen God draai nie. En tog, daar is nog 'n soort gebed wat ek dink ons moet leer. 'n Gebed wat ek dink is krities belangrik vir ons om te begryp en regtig gereeld te beoefen, want soms is die probleem nie wat aan ons gedoen word nie, en wat ons gedoen is nie. Soms is die probleem oor wat ons gedoen het. Soms bring ons nie net pyn na God toe nie, soms moet ons skuld kom bely teenoor God. Ons bring ons skuld na God toe. En dis dieselfde Dawid vir ons hierso skryf in Psalm 51, ook so ongelooflike bekende psalm. Hierdie psalm is een van die mees aangrypende gebede in die hele Bybel. Maar ons moet net vinnig, as jy nie die psalm ken nie, of jy ken nie die konteks nie, wil ek net vir 'n oomblikie stil staan, want wat moet ons besef? Dawid, hy was koning, hy het baie mag en gesag gehad, hy het enorme invloed gehad, hy kon mense beheer, hy kon stories bestuur, hy kon situasies oordra soos hy wil. Met ander woorde, hy kon sekere stories ook verberg en wegsteek. Hy kon sy beeld beskerm. Maar toe het Dawid gesondig met Batseba. Dis die agtergrond van Psalm 51. Hy het sy mag misbruik, hy het oorspel gepleeg, hy het dit probeer toesmeer. En die storie is bad, want uiteindelik is Uria, Batseba se man, 'n loyale soldaat, 'n man wat vir Dawid geveg het, eintlik wat een van sy binnekring manne was. Dawid het gereël en 'n opdrag gegee wat seker gemaak het dat Uria gaan dood op die oorlogsveld. En toe kom die profeet Nathan. Hy kom na Dawid toe en Nathan konfronteer hom toe met hierdie waarheid. En in daardie oomblik, Dawid kon allerlei dinge gedoen het, want hy is nou koning, hy het al hierdie mag en gesag en die autoriteit. Hy kon gesê het, ek is koning, en ek gaan vir Nathan stil maak. Hy kon gereël het om hierdie profeet, hierdie godsman, dood te maak. Hy kon verskonings gemaak het. Hy kon sê, jy verstaan nie die druk van leierskap nie. Heavy lies the head that wears the crown, soos hulle moes nou sê in Engels, nie? Hy kon sê, ek was alleen, ek was swak. Hy kon sê, God ken my hart. God weet waartoe ek gaan, né? Maar toe Dawid voor God staan, toe besef hy, ek is dalk koning van Israel, maar ek praat nou met die enigste ware koning wat heers oor alles. Dis die agtergrond van Psalm 51. Kyk gou wat sê hierso in vers 3 en 4. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde, want ek ken my oortredings en my sonde is altyd voor my. Geen verskonings nie, geen blame shifting nie, geen selfbeskerming nie, geen mooi praatjies nie, net belydenis. Dis wat Dawid kom doen, hy kom bely. Dawid praat nie om homself te verdedig nie, hy praat om gereinig te word. Dit is ware eerlikheid, dit is kwesbaarheid voor God, want ware eerlikheid voor God is nie om my sonde te verduidelik nie, en ons geniet so om dit te verduidelik. Nee, dis om dit te bely. Dis al wat dit is, belydenis. Dan gaan hy verder in vers 10 en 12, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, gee my opnuut 'n standvastige gees, moet my tog nie van U af wegdryf, en die Heilige Gees van my af wegneem nie, gee my tog weer die vreugde van die verlossing, en maak my gewillig om U te gehoorsaam. Kyk wat vra Dawid, hy vra nie net, Here, maak die gevolge van my situasie minder nie. Hy vra nie, Here, beskerm my reputasie nie. Hy vra nie net, Here, laat almal net aanbeweeg en vergeet nie, nê? Slat almal net met hierdie heilige amnesia. Laat almal net my oortredinge vergeet nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê iets heeltemal anderste. Hy kom na die Here toe en hy sê, skep in my 'n rein hart. Maak hierdie hart van binne af buitentoe nuut, maak hom skoon.
Die woord skep, nee, dit dra vir ons die idee van God wat iets nuuts moet doen. Dawid sê eintlik, Here, ek het nie net 'n beter verduideliking nodig nie, ek het 'n nuwe hart nodig. Ek het nodig dat U van binne af buitentoe iets vir my kom doen. Here, ek het nie net 'n ek soek nie damage control nie, Here. Onthou, hy kom na die Here toe met sy skuld, hy kom bely. Hy kom sê, Here, ek het 'n reiniging nodig. Maak my van binne af skoon. Here, ek het nie net nodig dat mense my weer begin vertrou nie. Ek het nodig dat U my van binne af verander. Maak hierdie hart betrouenswaardig. Doen dit. Dit vat ons weer terug na Psalm 141. Hoekom moet God my mond bewaak? Hoekom is dit so belangrik dat ons vir die Here sê, Here, plaas 'n wag voor my mond? Want my mond is geconnect aan my hart. En wat uit my hart uitkom, is wat by my mond uitkom. Hoekom moet God my woorde vorm? Want my woorde wys wat is die toestand van my hart. Hoekom moet ek met God praat oor alles, maar nie enige manier met God praat nie? Hoekom moet ons, geliefde, want gebed is nie net waar ek myself uitdruk nie. Gebed is waar God my kom vorm. Dit is wat dit is. Genade is dis nie daar om my verskoning sterker te maak nie. Nee, glad nie. Genade is daar om my hart nuut te maak. Dit is wat ons moet raak sien. Dit bring ons by Jesus. Want Dawid wys vir ons hoe om eerlik voor God te kom met al die dinge, daai emosie, daai gevoelens, daai angstigheid, daai onrustigheid, daai wagtye, al daai staf, kom net na God toe, maar Jesus kom leer vir ons eintlik hoe om te bid. Een sin hou Jesus die hele, in een sinnetjie, dan kom Jesus en dan kom hou die hele spanning van vandag se boodskap saam. Ek hoop julle weet waar ek nou gaan kyk, nee, waar kom leer Jesus vir sy disippels bid? Matteus 6, kyk wat sê vers 9. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Met ander woorde, Jesus sê, ons Vader. Dit praat van, wat is 'n Vader? Vader is naby. Vader is nie ver nie. Met ander woorde, God is nie ver nie. God is nie koud nie. God is nie onbereikbaar nie. God is Vader. Ons Vader wat in die hemel is, nee. Deur Jesus se mag ek as kind na ons Vader toe kom. Dis deur hom wat ons kan regkry. Ons hoef nie buite te staan of weg te kruip of onvrymoedig te voel nie. Nee, ek hoef nie my gesig te kom vermom voor die Here nie. Ek mag kom. Maar Jesus sê nie net ons Vader nie, hy gaan aan. Hy sê ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Geliefde, daar is nabyheid, maar daar is ook majesteit. Daar's verhouding, maar daar's ook eerbied, respek. Daai gesonde, respekvolle vrees vir God. Daar is toegang, maar dit is eintlik ook aanbidding. Dis hoe dit moet lyk. So Jesus leer my dat God naby genoeg is, dat ek hom kan Vader noem, maar hy is ook heilig genoeg, dat ek hom met eerbied moet benader. So ek wil jou vra, sê hierdie saam met my, kyk op die skerm. God is naby genoeg om Vader te noem, maar heilig genoeg om met eerbied te nader. Daar is die balans. Dis die balans wat ons moet leer. Nie net Vader sonder eerbied nie, nie net heilig sonder nabyheid nie. Nee, dis albei. Dis al twee daai dinge. Dis Vader en heilig. Vader en heilig. Naby. Omdat hy Vader is hy naby. Maar hy's naby, maar hy's ook ons koning, ons Heer. Met ander woorde is naby en as majesteit. Ons kan vrymoedig na God toe kom, maar verseker nie roekeloos nie. Eerlik, maar altyd heilig. Eerlik, maar altyd heilig. En dis waar ek vandag die boodskap graag net wil land vir ons. En ek dink, geliefde, as jy nog hier saam mee is, byt nog vas, ek gaan so 1 of 2 vrae vir ons vra, wat ek dink is belangrik. Ons leef in 'n tyd waar mense baie praat oor eerlikheid. En ek glo in eerlikheid. Ek glo jy kan jou pyn na God toe bring. Ek glo jy kan jou vrae na God toe bring. Ek glo jy kan jou trane, jou skuld, jou situasies, jou verwarring, jou seer, al daai dinge. Jy kan al daai dinge na God toe bring. Maar Bybelse eerlikheid staan altyd voor 'n heilige God. Dis die ding, ons staan voor 'n heilige God. En tog moet dit iets in jou hart verander. Dit moet iets in jou gedagtes verander. Want eerlikheid sonder eerbied, wat is dit? Dis roekeloos. Eerbied sonder eerlikheid word godsdiens. Dis nie wat die Here vir ons wil nie. Hy soek 'n naby verhouding. Hy soek eerbied en hy soek eerlikheid, nê? Maar op 'n heilige wyse. Jesus leer ons om eerlik en heilig voor die Vader te kom. Daarom is vandag se uitnodiging eintlik so eenvoudig. Die uitnodiging is kom. Kom met vrymoedigheid. Kom na die troon van genade. Kom ontvang ontferming. Kom vind genade om jou te help wanneer jy dit die
nodigste het. Maar wanneer jy kom, nee, dan moet ek en jy leer om saam met Dawid te kan sê, Here, sit 'n wag voor my mond. Here, deursoek my hart. Here, ken my onrustige gemoed. Here, ek bring my pyn, maar ek vertrou op U troue liefde. Ek bely my sonde, daarom Here, skep in my 'n rein hart. Deursoek my, deurgrond my, weeg my, ken my angstigheid, nê? Kan ons dan, dis wat ons saam met Dawid bid, maar kan ons saam met Jesus bid en sê, ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Dis die balans, geliefde. So ek wil afsluit met 'n paar eenvoudige vrae. En as jy nog saam met my is, daar's ook 'n preeknota aan die onderkant van hierdie video. As jy op YouTube kyk, en jy hierdie hele preeknota gaan kry met al sy skrifte en ook met hierdie vrae. Eerste vraag: wanneer jy met God praat, is jou woorde net eerlik of is dit ook eerbiedig? Tweede vraag: gebruik jy God ken my hart, daai stelling van God ken my hart, as 'n verskoning of as 'n uitnodiging dat hy jou hart kan deursoek? Derde vraag: het jou pyn jou nader aan God getrek of het dit begin draai teen God? Draai dit jou teen die Here? Trek jy sy motiewe, sy karakter in twyfel? Vierde vraag: is daar iets wat jy vandag moet ophou verduidelik en net moet bely? Hou op verskonings maak, hou op redes uitdink, bely dit net. En miskien, en ek sluit hiermee af, die heel belangrikste vraag: is jou gebed net 'n plek waar jy jouself uitdruk, of is dit 'n plek waar God jou werklik vorm? Geliefdes, God nooi jou nader. Nie omdat ek en jy oulik is, sekerlik nie perfek is nie, nie omdat ons woorde altyd reg is nie, nie omdat ons emosies altyd mooi is nie, want dit is weinig dat ons emosies mooi gebalanseerd is. God nooi ons nader, omdat Jesus die pad vir ons oopgemaak het. Hy het dit vir ons moontlik gemaak. So, hoe moet ons kom? Ons moet kom eerlik, maar ons gesindheid moet wees heilig. Kom eerlik, maar kom heilig. Laat toe dat God jou mond vorm, dat hy met jou pyn werk op 'n goddelike, gesonde wyse, dat jy kan bid en sê, Here, my gebed gaan op soos wierook, maar plaas 'n wag voor my mond. Mag God jou nader trek, nie? Kom met jou sonde, kom met jou teleurstellinge, kom met jou vrese, kom met al die dinge. Maar kom sonder verskonings. Kom as 'n kind, maar onthou dat sy naam is heilig. Kom eerlik, maar kom heilig. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vandag dat hierdie boodskap sal val op harte wat reg is om te hoor, en ore wat wil hoor, en oë wat wil sien. Ons era, ons tyd waarin ons lewe, wat so baie mense menings het oor wat dit is om net onsself te wees. Is my gebed, Here, dat ons nie onsself moet verloor in 'n poging om onsself te wees nie. Dat ons onsself sal anker in die outeur van ons lewens, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die een wat was, is en altyd sal wees, die een wat ons geskep het. En dit is ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Here, dat ons sal kom na God toe met alles, ons eerlikheid, maar dat ons ook sal kom na God toe eerbiedig, met respek. Dat ons sal verstaan dat ons werk altyd wanneer ons praat met 'n heilige God. Daarom vra ek, Here, plaas vandag 'n wag voor my mond, 'n wag voor my hart. Kom louter, kom deursoek my. Kom sif my gedagtes. Kom lei my nie op die pad van versoeking nie, maar wel op die pad van geregtigheid. Here, kom leer my, kom wys my, kom werk met ons. Mag ons eerlik wees, maar ook heilig wees. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Baie dankie vir al die kommentare, dat julle die boodskappe aanstuur na ander mense toe. Ons het nodig om met mense te praat oor wie God is en dat hy heilig is. Dankie vir ook julle ondersteuning. Ons waardeer julle so baie. Gaan in vrede. Totsiens.